Goeiedag geliefde, ek is Pastoor Tief Boysen van Beleef Gemeente hier in Alberton en ek hoop het gaan uitstekend met jou. Jy het gewonder, waarmee is God besig in jou lewe? Wat spesifiek is hy besig om te doen? Die op en die af, die stiltye, die goeie tye, is God nauweliks betrokke of is hy ver? Nou ons is besig met 'n Bybelskoolreeks, soos 'n 8-weke reeks, wat ons spesifiek kyk na hierdie vraag, waarmee is God besig in my lewe? En ek het dit goed gedink om vandag 'n uittreksel van ons eerste les vir julle te sit op hierdie platform, en heel moontlik gaan jy dit sinvol vind, en dalk wil jy inskakel in deelvorm van hierdie Bybelskool. Nou, twee maniere hoe jy kan betrokke raak. Jy kan in persoon hier in Alberton kom na die ateljee waar ons Dinsdae aan dit lewendig opneem en dan ook uitsaai, of jy kan van die gemak van jou huis net inskakel en jy sal elke Dinsdag kan jy daai skakel kry en dit kyk, of jy kan dit later op die gemak van jou eie tyd, kan jy dit kyk net waar jy is. Nietemin, die kursus is uitstekend en ek hoop dat hierdie volgende uur wat jy saam met my gaan spandeer vir jou sinvol sal wees, en as jy meer wil weet, jy kan sien, ons gaan vir jou al die detail gee, jy kan vir ons kontak by info@beleef.org.za, maar vir nou, waarmee is God besig in ons lewens? Kyk saam met my. Goeienaand en welkom by ons Bybelskool. Ons skop af met 'n splinternuwe reeks, en hierdie reeks is, wat op aarde is God besig om te doen in my lewe? Ek kan ook sê, in jou lewe, in ons lewe. Almal wat vanaand hier, weet net vinnig net hallo sê nie, dat almal daar wat ver af sê, hallo, lekker. Dis my 'n absolute groot voorreg om hierdie reeks te kan afskop en aan te bied, en ek is oortuig dat deur die volgende 8 weke gaan ons diep dinge leer van wat God besig is om te doen in ons lewens. Maar daai vraag, waarmee is God werklik besig in ons lewens? Ek dink vir baie mense is dit 'n gevoel van, ek kan nooit regtig weet nie. Hoe weet ek? Waarmee is God besig? Baie keer as jy mense vra, wat dink jy is God mee besig in jou lewe? Dan staar hulle net terug vir jou, sê, ek is nie seker nie, ek slaan 'n blank. Die reeks, soos ons hierom gaan hardloop, is daar 'n paar dinge wat ons reg kry. Ons gaan kyk spesifiek na wat is God se plan met jou lewe. Ons gaan kyk na wat is God se doel vir jou lewe. Ons gaan sien hoe werk hy in en deur jou lewe, en tot watter werke hy wil regkry deur jou lewe. En dan natuurlik, wat is die ewigheidsimpak? En hier is seker die belangrikste, wat is die ewigheidsimpak wanneer ek en jy 'n lewe van gehoorsaamheid lewe? Nou die kerngedagte van vanaand is dat God werk nie lukraak nie. Hy is nie net, soos die Engelsman sê, haphazardly besig met ons lewens, en hy is 'n hit and miss nie. Nee, hy is intentioneel besig, maar ek en jy as gelowige baie keer is onseker. Ons weet nie waar is God besig nie, en as ons nie weet waar God besig is nie, baie keer misverstaan ons dan waarmee hy besig is. Nou ek het iets vir ons daar op die bord gesit, en dit sê, die volgende slide, alles in die lewe word deur hom gebruik om ons te vorm vir die goeie werke waarvoor hy ons geskaap het. En my hoop in my hart is dat deur die volgende 8 weke, dat ons sal 'n beter greep kry van hoe lyk daai alles. Alles is wat? Alles is alles. Dis die ups, dis die downs, dis die lekker, dis die sleg, dis die hoogtepunte, dis die laagtepunte, dis die gesondheid, dis die siekte, dis alles. En baie keer is dit vir ons moeilik om te verstaan hoe God alles kan gebruik om ons te vorm juis tot goeie werke. Weereens, baie keer as ek met mense praat, en jy sê vir hulle, waarmee is God besig in jou lewe, en hulle kan dit nie weer geïdentifiseer nie, so nou en dan kry ek iemand wat vir my sê, weet jy wat, maar jy kan nie weet wat God doen in jou lewe nie. As ek sê, maar hoe sê jy so nie? Ek sê wat die Bybel sê. Kom ek lees gou vir julle wat staan in Jesaja 55 vers 8 tot 9. Dit sê, my gedagtes is anders as julle sin, en julle paaie is nie my paaie nie, sê die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is wat ek doen hoër as wat julle doen, en my gedagtes hoër as julle gedagtes. Nou as jy moet dink, hoeveel hoër is God se gedagtes as ons gedagtes, dis enorm. Ek dink nie eers jy kan 'n regtige afstand op dit sit nie, want jy kan dan toe sê, is dit 100,000 km, is dit 200,000 km, dis eintlik hiperbool. Dat God se manier van dink en so is soveel groter, soveel verder. Eintlik, as ek dit op 'n ander manier kan sê, ek weet nie of jy al ooit in 'n wingerd gestaan het, of jy voorreg gehad om binne in 'n wingerdboord te staan, jy staan ook in daai wingerd, en jy sien die blare hier by jou, en jy sien die druiwe hier by jou, maar jy sien nie daai laning, jy sien nie daai stukkie. God sien die hele wingerd. Hy sien alles, hy sien altyd die groter prentjie. Dan kom Moses,
En hy kom praat oor hierdie dilemma in Eksodus 33 vers 12, so B-gedeelte tot 13. Nou kom praat hy eintlik oor hierdie gedagte dat God is semi-onverstaanbaar, maar kyk gou wat sê hy. U het wel vir my gesê, God praat met hom, né? Hy praat met hom. Hy sê, u het wel vir my gesê dat u my baie goed ken en dat ek u goedkeuring wegdra. Daai is nogals lekker om te weet dat jy met God kan praat en ingaan met die oortuiging dat God al vir jou gesê het, met jou is ek tevrede. Ek like jou. Dan sê hy, as dit dan so is dat u my ken, dat u van my hou, sê asseblief wat u planne is, sodat ek kan weet wat u van my verwag. Hierdie mense is tog u eie volk. Moses, leierskapsdilemma, hy moet 'n klomp mense tevrede hou, dis kompleks, hy werk met mense, en baie mense. Maar dan kom hy na God toe met sy dilemma, hy kom na God toe met hierdie situasie, en hy sê, Here, u ken my, en u hou van my, en op grond van daai oortuiging wat ek het, wil ek na u toe kom, en ek sê, Here, asseblief, help my met hierdie dilemma, sê vir my, waarmee is u besig in my lewe? So wat ons raak sien in hierdie gedeelte, is dat God ken jou, maar Moses weet, hy het eintlik 'n identiteitsposisie waar hy weet dat hy weet dat hy weet. Hy kan met God praat en dan kan hy God raadpleeg oor waarmee is God besig in sy lewe. Nou ek weet nie hoe voel jy as jy dit hoor nie, dat jy dink jy kan eintlik na God toe gaan en sê, Here, waarmee is u besig in my lewe? Dit bring vir my baie gemoedsrus. En ek dink dit is baie keer waarom soveel gelowiges struikel en sukkel in hulle geloofswandel, want hulle kom nie oor hierdie ding nie. Hulle dink nie en ek kan met vrymoedigheid gaan na God en sê, Here, u ken my, u hou van my. Hoekom hou God van ons? Een, hy het ons geskape. 2, hy wil hê ons moet deel wees van sy huisgesin. Hy wil graag hê ons met ewigheids. So ek dink hy hou regtig van ons. Ons moet net ook leer ken hoe dit lyk dat hy van ons hou. So, die vraag is nie noodwendig as God besig is met ons lewens, deur die alles, die goed en die sleg, dat ons baie keer wil vra, ons vra soos, maar Here, hoekom gebeur hierdie ding en hoekom gebeur daai ding? Wat ons eerder moet vra is, God, hoe pas hierdie situasie, hierdie omstandigheid binne in u groter plan in? Hoe lyk dit? Want wanneer ons kom, soos Moses sê, sê asseblief vir my, wat is u planne? Dan begin skuif dinge. Eintlik wil ek vir hierdie sleutel gee. Ons is baie keer, en meeste mense, in my mening, wat sukkel en hulle wandel met die Here, hulle is nog nie daar waar hulle kan wees nie, wil wees nie, hulle is gered, hulle gaan hemel toe, maar dit is 'n bietjie van 'n op en af, en ons almal gaan deur daai seisoene, dit is 'n gegewe. Maar in ons wandel met die Here baie keer, is ons rede na God toe gaan, die rede hoekom ons hom raadpleeg, is ons het 'n klomp vrae, en ons soek antwoorde. Maar my hoop is dit deur vanaand, ons sal skuif van, ons soek antwoorde, na ons begryp wat is openbaring. Want as ons verstaan wie God is en wat hy gedoen het vir ons en wat hy in ons bly doen en die openbaring dat ons geroep is vir iets meer, vir iets anderste, dan begin skuif dinge. So, kan ons God verstaan? Verseker. Kyk gou wat sê Jeremia 9 vers 23 tot 24. Jeremia sê, die Here sê, mense met insig moenie spog met hulle kennis nie. Sterk mense moenie groot praat oor hulle krag nie. Ryk mense moenie roem in hulle rykdom nie. Laat hulle wat wil groot praat, spog dat hulle my ken en begryp dat ek die Here is wat reg en regverdig is, wie se liefde onfeilbaar is en dat dit ook die dinge is wat my bly maak. Dit is die dinge wat my bly maak. Ek die Here het dit gesê. So dit is so mooi hoe daai ding begin, daai gedeelte en hoe hy eindig, is amper asof God sê, hoor die luister ek praat en hoor mooi ek het gepraat. Ja, so met ons kinders ook werk, hè? Ek het nou 2 keer, ek het nou klaar gepraat. Dit is amper asof ek hoor hierdie autoriteitsstempel van God, maar hy sê, die probleem is, ryk mense roem in hulle rykdom, sterk mense roem in hulle krag. Maar eintlik wat God begeer van ons is, dat ons moet roem in die wete dat ons hom kan ken. So wanneer iemand sê, jy kan God nie ken nie, dan eintlik, nee, jy kyk deur 'n baie klein gedeelte of na 1 of 2 tekste en sê, God kan nie geken word. God kan geken word. En hy wil geken word. En hy wil spesifiek so geken word. Hy sê, dat ek reg is, dat ek regverdig is en dat ek liefdevol is. Met ander woorde, wanneer God met ons werk hy met ons in sy karakter. En soos ek en jy hom leer ken en beter leer ken, wat leer ons van hom ken? Ons leer sy karakter ken. Ons kom agter wat is vir hom welbehaaglik, wat is vir hom goed, wat is vir hom sleg. En baie keer vind ek mense sê, man, ek hou nie regtig van die idee van Christendom nie, dis 'n klomp reëls en regulasies, maar as jy nou dink as 'n ouer,
En meeste van julle wat hier so sit, is ouers. Het al kinders veel verder gevat as ek my eie kinders gevat het. Maar jy is nie lief vir jou kind. As jy daai kind wat 4 of 5 of 6 jaar oud is, jy hoor nou wat ek sê, ek nog sê, jy is nie lief vir jou kind nie, maar as jy hom net los, of haar net los, daar is 'n swembad. En daar is geen beskerming nie. Wat gaan jy sê? Man, hy moet leer. So ek los hom by die swembad. En nou kyk ons maar wat nee. As jy al weet deur daai trauma is, weet jy hoe voel dit. Ek is al deur daai trauma waar Renay my oudste 2-jarig in die swembad beland het. Nou jy kan sê, joh, swak ouer, né? Die goed gebeur, ongelukke. Maar die spanning, die trauma, hoekom? Want in my karakter is die laaste ding wat ek wil hê, dat my kind met iets oorkom. God is soveel beter as 'n aardse pa en as 'n aardse ma. En wat hy graag wil regkry in en deur ons lewens, soos hy met ons werk en soos ons deur die reeks gaan ons agterkom, hoe manifesteer God sy karakter in en deur ons lewens met die alles wat hy doen. So, die tweede gedeelte. Wat probeer God, ek het eintlik hierdie gesê, daar's 'n mooi skrif wat ek daar verduidelik, wel, ek het gesê, God is altyd besig in ons lewens, want hy bring ons lewens in lyn met sy karakter. Die tweede gedagte is, wat probeer God in jou lewe bereik? Want eintlik, dis wat ons moet, maar eintlik kalf uitfigure. Waarmee is God besig? Ons het nou gesê, ons kan hom ken, ons kan hom verstaan, ons kan sy karakter leer ken, maar nou moet ons spesifiek begin kyk waarmee is hy besig. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê, dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het, en julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dis wonderlik. My en jou saligheid kom van die genade geskenk van Jesus Christus. En wanneer ek en jy leer om ons geloof te plaas in daai, dan kom ons tot redding. Maar dan gaan hy aan. Dit is nie die gevolg van julle dade nie, verseker nie. Dis nie my en jou werke wat ons saligheid verseker nie. Niemand kan daaroor groot praat nie, met ander woorde kan nie brag daaroor nie, kan nie spog daaroor nie, want ons is God se handewerk. Weereens die appel van sy oog, die rede kom hy met ons besig is. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. En daai laaste stukkie is wat so kosbaar is. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Daar is 3 dinge wat vir my uitstaan van hierdie gedeelte. Eerstens, en hier is identiteit, ek en jy is God se handewerk. Ons is nie toevallig nie, ons is nie 'n tweedehandse gedagte nie, God is nie lukraak in ons gedink of is lukraak besig, ek en jy kan ook lukraak die lewe leef. Maar God se beplanning vir my en vir jou lewe is so seker nie lukraak nie. Nog 'n ding wat uitstaan van hierdie gedeelte, my en jou identiteit word eintlik ontdek en word gevorm in Christus. En dan laastens die werke wat ek en jy na toe geroep is, wat ons moet uitlewe, is nog voor die grondlegging van die aarde. As jy hoofstuk 1 gaan lees, dan gaan jy lees daar, dat nog voor alles het God al reeds besluit. Om sy seun te stuur, om te sterf vir die hele mens, om sodat ons juis in verhouding kan staan met God, maar ook dat ons word geroep om deur God te verstaan, ons moet hom raadpleeg, wat is hierdie werke, waarna toe hy ons geroep het. Okay. So waarmee is God besig? Eerstens, en as julle sien van die notas is in Engels op die PowerPoint, dis omdat as jy die werksboekie het, is my hart en my gedagte net dat het makliker is om te volg binne die werksboekie, maar vir meeste van die skrif en die ander notas is ons wel in Afrikaans. So die eerste gedagte is, God established his eternal divine plan from before creation. Dis belangrik om te weet, nog voor enige iets geskape was, het God al reeds besluit, Retief het sekere werke waarna jy geroep word. Jy het sekere werke waarna jy geroep word. God ken al jou dae, God ken jou roeping, hy ken jou insvoetsfeer ook. God het jou gemaak soos jy is, en ek gaan later 'n bietjie meer oor praat met jou persoonlikheid en jou talente. Hy het geweet wie is al die mense met wie jy in aanraking gaan kom. Die vraag is ek en jy bewus dat God ons so gemaak het, dat waar ek en jy beweeg met ons hande en ons voete, met ons monde, met ons invloed, dat God ons juist so wil gebruik. Tweede gedagte, God plans everything for his glory, both in heaven and on earth. Met ander woorde, God se doel vir my en jou lewe is nie slegs hemel gerig nie. Hy wil hierdie kant van die hemel met ons wandel. Hy wil hierdie kant van die hemel met ons werk. So prakties, nee? Waar sien ons hierdie beginsel in toepassing in ons eie lewens? Oral. In jou huisgesin,
in jou familieverband, in jou verhouding van jou man na die vrou na die man, pa, ma na die kinders na pa, ma toe, na ons vriende toe, na ons kollegas toe, oral waar ons beweeg is hierdie wisselwerking in jou beroep. En ek dink baie mense voel, ek hoor wat jy sê, maar as jy weet waar ek werk en hoe die mense is waar ek werk, God is verseker nie daar nie. God het 'n begeerte om daar te wees. Hy het jou daar geplaas. Dit het my so gekwel toe ek nog 'n jong gelowige was en ek nog nie voltyds in bediening was nie en ek moes dan daagliks werk toe gaan met mense met allerlei verskillende oortuigings en morele grys areas en allerlei snaakse dinge. Baie. Ek sê baie keer, dit was my teologiese college, was die 4 jaar wat ek gewerk het in die sekulêre industrie. Daar het ek baie meer geleer van mense en dinge. Maar daar's tye gewees waar dit so intens geraak en jy moet ook verstaan, Retief is 19 jaar oud, amper 20, so hy is nog baie jong. Daar was tye gewees dat ek badkamer toe gaan en die deur gaan sluit en net probeer asemhaal, want ek weet nie hoe om te wees nie. Daar was tot 'n traan gepik nou en dan. Ek weet dit klink nou snaaks om te dink, Laiti kan huil oor so iets, maar dit is moeilik want ek het hierdie wroging in my hart. Here, hoe kan mense so kwaad wees vir U? Hoe kan mense so worstel met U? Hoe kan mense in my gesig teen U praat en sommer en toe hoor ek eendag 'n man preek en sê, jy is waar jy is, sodat jy die lig van God daar kan invat. En toe begin verander my rede, as ek werk toe gaan, as iemand teen my begin opstaan, is nie regtig teen my nie, maar as teen 'n gees, ek dink julle verstaan, dan besef jy, die rede vir jou beweging daar is anderste. God roep ons om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap, hy roep ons om deel te wees van die liggaam van Christus, en hy roep ons om elkeen eintlik 'n bediening te hê. En ek gaan dit vanaand dalk 'n paar keer sê, wanneer ek praat oor 'n bediening, is dit nie voltyds, jy's dominee of jy's 'n predikant, of jy is eintlik net voltyds in diens as 'n medewerker in God se koninkryk. Derde gedagte is, God forms each person uniquely to fulfill a specific part of his divine plan. Met ander woorde, dis sy plan. En is ook in Efesiërs waar God sê, hy hou van sy plan. Hy het besluit, dis sy plan en daai plan is 'n goeie plan. En is lekker om te weet dat in die alles waarmee God besig is dit ook sy plan. Dan raak dit dalk vir ons anders. Psalm 139, seker een van die bekender gedeeltes in die Bybel en verseker een van my gunsteling, sê, U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar, ek weet dit al te goed. U het my gesien voor ek gebore is, in die boek is alles opgeteken, elke dag is bepaal voordat een van hulle nog daar was. Met ander woorde, God is nie lukraak nie, inteendeel, hy is uiters strategies, hy is uiters spesifiek. Hy wil hê ons moet hom ken, hy wil hê ons moet hom juis raadpleeg om te verstaan waarmee is hy besig. Wat my so besonder is van hierdie gedeelte, dit sê eintlik elke gelowige is uniek geskape. Julle wat hier so sit langs mekaar, nie een van ons lyk dieselfde nie. Ons lyk verskillend, ons praat verskillend, ons loop verskillend, ons verskillende mannerismes, ons het verskillende talente, dank die Here, ons het verskillende persoonlikhede. Die lewe sou so vervelig gewees het, is almal soos ek gewees het. Toe ek jonger was, het gedink, is almal maar net soos ek kon gedink het. Is almal maar net soos ek kon geoperate het. Yes, ek sou verseker minder gesukkel het. Nou dank ek die Here, dat almal is nie soos ek nie, want soms wil ek eers met myself saamleef, en denk ek soos, ek kan myself so irriteer, ek dank die Here vir my vrou, wat soms net geduldig is met my. En dit is soos, ja, jy kan ook net, gelukkig is ons verskillend. En vir my die mooi van dit is, daai diversiteit, van waaraf kom dit? Dit vloei vanuit God uit. Dit vloei vanuit sy diversiteit uit sy asemrowende diepte van net alles. So dank die Here. Eintlik as jy iemand sien wat anders te dink as jy, en praat as jy, en is soos jy, dan moet jy kan terugstaan en sê, al glo is jy noodwendig dieselfde nie, al raak ons nie opgewonde dieselfde geloof nie, God het jy nog steeds gemaak. En is 'n voorreg om net in jou diversiteit in vas te kyk. So, weer eens, as mens dink aan hierdie gedagte van 'n wingerdboord, daar's baie lote, daar's baie druiwe. Ons sien nie noodwendig die hele wingerdboord nie, maar al daai druiwe dra by tot dieselfde oes. En dis my so mooi, in hierdie diversiteit, in hierdie groot verskeidenheid van ons almal se baie, dra ons by tot God se groot oes. Die vierde gedagte hier is, God ordains each person to complete specific and unique good works. Jeremia 1 vers 5 sê,
Ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Nou, ek het dit reeds genoem, en ek wil dit weer hier so sê, jy kan nou Jeremia 1 vers 5 lees en sê, okay, dit heeft, wow. Jy is dalk 'n predikant, jy is in die professionele spasie van Christendom. Jeremia was ook 'n redelike professionele ou, dis wat hy gedoen het. Hy was 'n profeet. Ons gewone mense is nie profete nie, ons is nie pastore nie, ons is nie dominees nie, ons is nie voltyds in die ding nie. Maar hier is die probleem, as ons heeltyd dit gaan uitkontrakteer na die professionele mense toe, dan gaan ons 'n groot deel mis van waarmee God besig is met sy hele mensdom. Hy gebruik jou en vir my, as jy gedeeltes gaan lees soos Efesiërs 4, as jy gedeeltes gaan lees soos 1 Korintiërs 12, Romeine 12, dan gaan jy agterkom dat die Bybel, en daar is Paulus besig om vir ons te omskryf, dat daar is verskeidenheid van gawes, daar is leierskapsgawes, daar is versorgingsgawes, daar is bemoedigingsgawes, daar is herdersgawes, mense wat hierdie enorme geduld het om net langs ander mense te beweeg, en ek dank die Here, dat die kerk, die groot kerk, nie net beleefgemeente, maar dat die kerk, wanneer sy gesond is die diversiteit van God se gawes alles aan die beweeg. Want as ek dit alleen moet doen, of as jy dit alleen moet doen, ons sal dit nie maak nie. Ons sal eenvoudig dit net nie kan maak nie. Daar's mense wat moet bemoedig, daar's mense wat ander mense moet disipel, daar's sekere mense, en dit lees jy raak in Romeine 12, ek dink is vers 15, hulle is letterlik die gawe gegee van finansiële ondersteuning. Hulle het die vermoë om net te kan gee. Dan is daar bediening aan behoeftiges, mense wat hierdie enorme passie het vir ouens wat regtig swaar trek, wat nie kan verby iemand ry wat nie kos het nie, en hulle hele wêreld is, wat kan ek doen om daai persoon te help? Jy is soms 'n getuie by die werk, ander mense die gawe om jong kindertjies, as ek dink aan ons kinderkerk, wat net die gawe het, eintlik kan ek sê onderwys. Onderwys is vir my net daai, is net so mooi gawe, die vermoë om met mense te kan wandel. Ek dank die Here vandag, ek het dit nie besef toe ek 'n student was op skool nie, maar ek het 'n onderwyser of twee gehad, wat so lief was vir die Here, en hulle liefde vir Jesus het eintlik op my afgevryf, toe ek nog gesê het ek is 'n ateïs, toe ek nog geglo het daar is niks, en hierdie hele lewe maak nie sin nie. Later, toe ek 'n keuse gemaak het vir Jesus, het ek agtergekom dat daai meneer en daai juffrou en hierdie volwassenes almal individue gewees, en ek 'n passie gehad het vir Jesus, sonder om my keel af te druk, was hulle net besig om hulle bediening uit te leef. 5de gedagte is, God creates you for good works with a unique personality and talents. Met ander woorde, God gebruik jou persoonlikheid, jou temperament, hy gebruik jou natuurlike gawes en ook jou geestelike gawes. En nog beter, hy gebruik jou lewenservaring. En dis baie keer wanneer jy te doen kry met mense en hulle het al 'n bietjie die lewe gelewe, hulle het 'n bietjie die pad gestap, dat hulle vir jou perspektief gee, dan dink ek soos, waar kom hierdie wysheid vandaan? Ek sê so, nee, ek is net 20 jaar ouer as jy. Ek het maar net die lewe al gelewe. En baie keer is dit God se wysheid wat praat, maar is daai persoon wat saam met God wandel deur hom of haar se lewe. So lewenservaring is kosbaar. Hoekom ek altyd so lief is vir generasies in kerk, as ek dit net vinnig kan sê, dat wanneer ons net jong mense is in kerk, of ons is net ou mense in kerk, dan mis ons eintlik, dat kerk is 'n versameling van generasies, van oud tot jonk, en almal met mekaar kan kruis bestuif. 'n sterk persoon, sterk persoonlikheid, iemand wat baie direk is tipies iemand wat geskoei is vir leierskap. Mense wat kan voorloop en sê, volg my, ek het hierdie. Dis nie te sê dat elke persoon met 'n sterk persoonlikheid is 'n leier nie. Dan kry jy weer mense met 'n sagte persoonlikheid. Hulle is dalk meer 'n herderstemperament. Mense wat agter die skerms regtig net dinge laat gebeur, en as dit is vir daai mense wat net stil die dinge laat gebeur en die wêreld laat draai nie, dan wonder ek, want 'n leier sonder mense wat saam met hulle stap, is 'n leier wat ons maar net hy stap maar net, verstaan, hy's net besig om 'n walk te vat. Maar baie keer is dit daai sagte mense tussen in die skare agter daai leier, daai sterk persoonlikheid, is daar mense agter daai leier, saam met daai leier, saam met daai visie, saam met daai missie, wat stil die sement is tussen die bakstene, wat alles by mekaar hou. Weereens, ons kort mekaar. Dis nie die een of die ander nie. En dan moet ek ook sê, 'n sagte persoon kan 'n fantastiese leier wees. En net so kan 'n sterk persoonlikheid 'n fantastiese herder wees. Mens moet nie gaan dink een is een tipe verander nie, maar
ek dank die Here vir ons diversiteit. 6de gedagte. God instructs everyone to do everything for His glory. Hierdie beginsel, as jy as 'n gelowige vir 'n seisoen, en ek wil sê, as jy net elke dag, maar daar is soveel dinge wat ons elke dag kan doen om dit beter te doen, maar as jy kan 'n gebedsritme ontwikkel, waar jy sê, Here, ek wil vandag net lewe tot U eer. Hoe gaan jou besluite lyk in daai dag? As jy net besluit, Here, ek wil net vandag lewe tot U eer. Dis nou God het alles ken van jou, alles weet van jou, dit wat jy sê en nie sê nie, hy ken jou deur en deur en deur. Jy staan die oggend op en jy bid en sê, Here, ek wil vandag in alles wat ek doen U vereer. Dan kan jy dalk aan die einde van die dag kom sê, Here, ek het reg probeer om in alles vandag U te vereer. Maar dan begin praat jy met God. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 10 vers 31. Die konteks hier is besonder. Paulus is besig om die Korinte gemeente aan te moedig en te bemoedig en te sê, oor die manne, julle raak 'n bietjie verstrengel in dinge, want daar's afgodskos en die een eet dit en daai een eet dit en wie's nou reg en wie's nou verkeerd, en Paulus kom hier met 'n wysheidsbeginsel. Hy sê eintlik julle kan nou regtig struikel oor die swart en die wit hiervan. Maar wat ek jou nou toe wil uitnooi is die wysheid van die beginsel. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak wat jy eet nie en maak nie saak wat jy drink, jy doen alles tot eer van God. Nou jy gaan daai mense kry wat sê, sien jy wat sê Paulus, maak nie saak wat nie, eet alles, drink alles, leef net as jy wil. Nee. Die karakter van God is opgesluit in 'n vers tot eer van God. Beteken dit ons moet dronk word? Verseker nie. Beteken dit jy kan doen wat jy wil? Verseker nie, want as jy dit doen tot eer van God, God kry al die eer. En die uitwerking daarvan is die mense om jou kan ook daai vrug geniet. Die mense om jou kan ook sien. Kan jy aanmoedig gaan lees 1 Korintiërs 10 die hele gedeelte om te verstaan wat is die hele argument hierso. Maar God sê eintlik, daar waar jy werk en hoe jy opdaag by jou werk en hoe jy jou werk doen dit tot eer van God. Dit praat van jou werksetiek. Wanneer jy sê jy gaan 'n ding doen en jy doen dit, is jy besig om in integriteit te wandel. Dis weer eens, dis die karaktereienskappe van God. Hoe jy werk met jou finansies, hoe jy werk met jou gesinslewe en strukture, hoe jy kyk na jou vrou na jou man en na die kinders toe, hoe ons omgee na mekaar toe, is alles deel van leer om te wandel op 'n manier hoe ons God kan verheerlik. 7de gedagte, God works continually in your life, ek love it, to train and teach you to fulfill His plan. As ons nie geweet het, ons kan met God praat oor sy plan nie, dan is ons nog half in die beginfase. Nou beweeg ons aan, ons kan vir God raadpleeg, ons kan met hom praat, wat gaan hy doen? Hy gaan alles in jou lewe meewerk, sodat jy kan sien waarmee hy besig is. Die uiteinde van alles in jou lewe, is om meer van God te openbaar in jou lewe. Die seisoene waardeur jy gaan, selfs die druk wat jy beleef, daai tye, daai wagtye, daai stiltye, God is daar. Jy het al voorheen dit al op my hoor sê, en ek mag dit dalk al voorheen op hierdie, maar dalk hoor jy dit vandag vir die eerste keer, net soos jy deur 'n onderwyser reg deur die kwartaal toegerus word en toegerus word en toegerus word om hy vak te verstaan, wanneer die toets kom, wanneer die eksamen kom, dan moet hy selfe onderwyser, wat so passievol vir jou gehelp het en bygestaan het en so, dan moet hy of sy terugstaan, en hulle moet nou stil bly, want jy moet nou getoets word. En baie keer dan dink ons, hoekom is God stil? En as God net soos, wel ek is besig om te kyk of jy geleer het, ek is besig om te kyk of jy kan toepas wat ek al in jou hart uitgestort het. Soms gaan ons deur uitdagings. Soms beleef ons dinge hier binne in ons gedagtes, ons harte, wat ons vir niemand sê nie. God is daar ook betrokke. Hy is besig met daai ook. In ons sukses en ons teleurstellings. God is in alles besig. Met ander woorde, alles word 'n vormingsinstrument vir my om te leer hoe werk God, waarmee is hy besig en wat is sy uitkomste. Hoe wonderlik is dit wanneer ons kan begin dink en sien dat God is eintlik besig om ons te werk na iets spesifieks toe. Ek is seker as jy gaan, soos die Engelsman sê, stokvat van jou lewe en jy gaan al kyk na van jou moeilikste tye, van jou tafste tye en jy gaan terug en jy dink soos iemand gee dalk 'n kompliment sê, ek weet nie, wanneer het jy so geraak en hierdie geleer en dit reg gekry, dan moet jy besef, as jy terugkyk, dit was in daai vormingstyd, in daai moeilike spanningssituasie, waar God eintlik sekere goeders vir jou geleer het. En vandag is jy die produk van daai ding, daai karakter, daai volwassenheid, as gevolg van
waardeur jy gegaan het. Een van die dinge waar ek so opgewonde is, wat vir ons voor in hierdie reeks, praat baie van ons houding, wat ons inneem, amper kan ek sê ons postuur, ons gesindheid, wat ons inneem teenoor God, wanneer ons deur moeilike tye gaan. Dus dit maak die pyn baie minder, dit maak die frustrasie baie minder, as ons kan sien, God is eintlik besig. Dink nou weer aan die kind, wat afstap swembad toe, die 2-jarige, en jy het al gepraat, en jy het al gepraat, en jy het al gepraat, en iewers begin die oortuiging net 'n bietjie meer tasbaar raak. Hulle verstaan, daar's bietjie meer oortuiging. Hy kind skree blou moord. Kwaad vir mamma, kwaad vir pappa. Verstaan nie hoekom kan hy of sy net nou hulle sin kry nie. En jy weet, is jy nou 'n goeie tyd om te swem nie, is jy nou veilig nie. Later, as jy baie ouer is, en jy onthou, en jy dalk jou eie kinders, en jy sit en jy kuier met jou ma of jou pa, en vertel julle vir mekaar hierdie stories, dan reminis ons, en net soos met ons geestelike lewens, ons moet soms net bietjie stil staan en terugkyk, sodat ons kan verstaan waarmee was God besig, in elk geval in ons lewens. Derde gedeelte van vanaand se les, is hoe sal my ewigheid beïnvloed word deur my reaksie tot God se betrokkenheid in my lewe. Met ander woorde, as ek en jy werklik kan verstaan waarmee is God besig, hoe is God besig en tot wat is God eintlik besig, hoe gaan my lewe anders te begin lyk? Gaan ek anders te begin dink? Nou as ek vinnig net weer kan verwys na die skrif wat ons nou gelees het, maar dit is Efesiërs 2 vers 8 en 9, dan sê dit ons is gered deur geloof en genade, dit is nie ons eie werke nie. Met ander woorde, ek en jy het nie enige aandeel tot ons verlossing nie, dit was Christus se werk, dank die Here daarvoor. Maar dan sê hy, ons is wel bestem tot goeie werke, en hierin baie keer die debat. Sekere mense hak vas by daai vers 8 en 9, en lees nie die laaste gedeelte van vers 9, dis in Efesiërs 2 vers 8 en 9, en sê, gaan net oor genade, het gaan net oor genade, het gaan net oor genade. Dan lees hy ons Jakobus, dan sê Jakobus, dis nou Jesus se boetie wat die boek Jakobus skryf, nie Jakobus af in die straat nie, Jakobus in die Bybel, wat dan sê, as jou geloof geen werke het, die werke wat ons kan meet, werke wat ons kan sien, dan verstaan ek nie jou geloof nie. Jou geloof maak nie vir my sin. En daarin kry hierdie mense met die verskillende idees, dat so, jy moet klomp goeders doen vir God, anders gaan jy nie hemel toe nie. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Jy hoef niks te doen, behalwe om jou geloof te plaas in Jesus Christus nie. Maar, wyse man het eendag vir my gesê, voor jou redding beteken jou werke niks. Na jou redding getuig jou werke van jou redding. So, ek wil jou aanmoedig, dat as jou werke nie vir jou belangrik is nie, dan verstaan jy nie wie Jesus vir jou is nie, jy verstaan nie wat God se hart vir jou is nie. So, verlossing kom deur genade, maar my en jou werke, dit vat ons iewers heen. Ek dink baie mense hou van hierdie deel wat ek nou gaan sê, dit vat ons na beloning. Want ons almal wil weet, wat kry ek op die einde van die dag? Verstaan, ek weet nie hoeveel van julle, as 'n kind en ek sien 'n reënboog, dan word jy mos vertel, daar's 'n goue pot. En ek het al baie keer gedink, hoe kan ek net by 'n goue pot uitkom? Hoe kan ek net by 'n goue pot uitkom? Nou gelukkig, my wêreld nou al geskei van die goue pot, en as ek die reënboog sien, dan dink ek aan God se getrouheid met sy mense, maar dis die skrif vir my leer. Ek soek lankal nie meer die goue pot of 'n leprechaun wat hom, ek weet nie of julle die storie, ek weet nie hoe julle die goeters geleer is oor die reënboog nie, nee? En vandag beteken die reënboog weer 'n klomp ander dinge ook vir ander mense, maar kom ons los dit daar. Daar's beloning wanneer ek en jy getrou lewe. Met ander woorde, my en jou werke red nie, maar ons werke gaan beloon word. Dit gaan gemeet word. En dit is my baie belangrik dat julle verstaan dat my en jou redding hang nie af van ons werke nie, maar ons redding wys hoe lyk ons werke. Eerste gedagte hierso is onder hierdie gedeelte sê, your good works will enable you to earn the coveted and eternal crowns. Baie mense wil graag weet, wat is die punt van my lewe hierdie kant van die hemel? Eendag gaan ons 'n kroon kry, die kroon van die ewige lewe. Kyk gou wat sê 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. As herders moet julle die kudde van God goed oppas. Hulle is aan julle toevertrou. So die aard van die saak, as ek hierdie eerste sinnetjie lees, dink ek die Bybel praat nou meer met my as met meeste ander mense. Want hierdie is ook 'n geestelike gawe. Dis nie net pastore nie, daar is sekere mense wat die gawe het om by ander mense te kan wandel, disippelskap en. Hou gewillig toesig oor hierdie kudde, nie omdat julle gedwing word nie, maar omdat julle wil doen wat God wil hê.
Nie om jouself finansiëel te verryk nie, maar omdat jy graag in God se diens staan. Moenie baas speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar stel die voorbeeld vir die kudde. En wanneer die hoofherder verskyn, dit is natuurlik Jesus, sal julle deel kry aan sy heerlikheidskroon wat nooit vergaan nie. Die beginsel hier is dat hoe ek en jy wandel hierdie kant van die hemel, gaan bepaal dat ons gaan deel hê aan 'n kroon wat nooit gaan vergaan nie. Die tweede vers, Openbaring 2 vers 10 sê, hou op om bang te wees vir wat jy nog gaan ly. Hier is die lekker om te hoor. Niemand wil ly nie. Ons soek ons soek dit gemaklik, ons het al airbags in ons karre, wie moet nou ly? Dit moet net lekker wees. Hy sê, kyk, die duiwel gaan sommige uit julle geleedere in die tronk sit om julle regtig te toets. Julle sal ook swaar kry vir 10 dae lank. Wees net getrou tot die dood toe en ek sal aan jou die kroon van die lewe gee. Daai is moontlik hoe dit nog kan uitspeel in ons leeftyd. Dinge kan regtig sleg raak voordat ons eendag by Jesus is. Maar wat die skrywer Johannes hier vir ons kom sê is, dis 'n ewigheidsbeginsel. Die hart van die twee tekste wat ek nou gelees het vir julle sê eintlik hoe ek en jy wandel hierdie kant van die hemel, wat ons motiveer in daai hoe, het alles te doen met hoe ons dink oor hoe dit gaan uitspeel aan die einde. Daar's 'n ewigheid wat gaan uitspeel vir ewig en vir ewig. Tweede gedagte is, your good work of enduring persecution for Christ earns a reward that is great. Wanneer ons verdruk word vir Christus, wanneer ons deur moeilike tye gaan. Nou ek kan met julle eerlik wees, ek dink nie noodwendig, ons is so seer vandag meer in 'n situasie waar ons konstant verdrukking beleef vir ons geloof nie. Nie soos die vroeë Christene dit beleef het nie. Hulle het werklik gevrees vir hulle lewens. Dit was anderste. Was baie anderste. Vandag is ons te bang om net te praat oor ons geloof en jy weet nie wie gaan jy aanstoot gee nie. So ek weet die verdrukking vandag lyk anders. So nou en dan dink ek, miskien is 'n bietjie verdrukking goed vir ons. Dit maak ons heroorweeg hoekom ons glo wat ons glo. Dit maak ons staan op sekere beginsels. Matteus 5 vers 11 tot 12 sê, gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word omdat julle my disippels is. Ek is seker daar is oor van julle al goeders gesê wat nie waar is nie, wat nie akkuraat is nie. Maar ek hoop dit was omdat jy lief is vir Jesus dat mense dit sê. En nie omdat jy onderduims is of skelm is of besig is met dinge wat nie van God se karakter is nie. Want ek kan nou al sien hoe iemand hierdie vers gaan vat en net 'n gedeelte daarvan aan en sê, kyk, mense is teen my. Maar eintlik sê nee, omdat jy staan vir Jesus, gaan mense teen jou. Inteendeel, dis 'n goeie litmustoets vir jou geloof en vir jou vrug wat jy dra as mense teen jou staan omdat jy lief is vir Jesus. Hy sê, wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. Wie was die profete? Manne wat opgestaan het en gesê het wat reg is. Wat altyd die karakter van God, en ek hou nogals van hierdie beskrywing van wat 'n profeet is. Dis iemand wat tussen die grys van die lewe, hulle kan loodreg in dit inpraat, en hulle kan die wit en swart van God net duidelik maak. Hulle praat altyd die karakter van God, hulle maak die karakter van God suiwer duidelik, hulle dra dit oor. Dis profete se werk. Profete word daarvoor gehaat. Wanneer jy kom en sê, skus, maar die Bybel sê, dis wat ons moet so wees, skus, skinder is nie goed nie, ons moet nie skinder nie. Weet jy wel ooit vir 'n skinderberg gesê het om nie te skinder nie? Daai is 'n gevaarlike ding. Daai hele situasie is nogals kompleks. Hulle like jy daai nie. Maar ons kyk baie keer na die groot, lelike dinge. En dink ons daai is sleg, ons moet net nie dit nie. Maar uit die aard van die saak, God, as ons regtig naby sy karakter leef, dan wys hy vir ons, skinder is nie goed nie, wanneer ons mekaar stilletjies oordeel, dis nie goed nie, wanneer ons iemand nie die voordeel van die twyfel gee nie, dis nie goed nie. Eintlik wanneer ons besig raak met die karakter van God, ons begin wandel net heeltemal anderste. Ons raak meer geduldig. Dit lyk vir ons anderste. Maar as jy verdruk word omdat jy staan vir God, sê die Bybel, ons gaan groot beloning kry. Derde gedagte is, your good works may earn eternal rewards at the judgment seat of Christ. Hoor gou hierdie skrifgedeelte. Ek moet net reg opsit vir hierdie een.
Ons streef in elk geval daarna, of ons nou ook al hier tuis is of nie, om hom tevrede te stel. Wie? Ons hemelse Vader. Ons wil hom tevrede stel. Ons almal moet voor die regbank van Christus verskyn, sy judgment seat, sodat elkeen van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse liggaam gedoen het, of dit goed en of dit sleg was. Ek weet nie van jou nie, maar as ek teksgedeeltes soos hierdie lees, dan wil ek so 'n goeie 2-3 maande net sprint en net alles gee vir die Here en dan moet hy my kom haal. Dat ek met 'n skoon gewete in die hemel kan instap. Maar as ek baie keer in die spieël staan en stok vat van my eie lewe en ek lees 'n skrifgedeelte soos hierdie, dink ek soos, Here, daar's ander verse sê, so ver as die ooste van die weste, so onthou U my sondes en my dit en my dat. En eintlik moet ons net 'n gesonde perspektief kry met waarmee is God besig. Hy gaan, hoe jy vir hom wandel, gaan hy meet. Hy gaan dit weeg. En of dit nou goed was, en of dit nou sleg was, hy gaan dit meet. Wat sê hy nie in hierdie gedeelte nie? Hy sê nie, dit gaan oor jou saligheid nie. Hy sê wel, dit gaan oor hoe jy in die hemel gaan instap, en wat jy mee daar gaan rondom. Ek weet nie presies hoe dit gaan lyk nie. Daar's allerlei idees en opinies wat mense het. Sekere mense sê, jy gaan nader aan God wees as ander. Ek spot baie keer en sê, jy gaan in 'n wagperiode wees. Jy moet eers daar in die klas 101 gaan sit vir 'n paar millennia, want jy wou nie hierdie kant van die hemel leer nie. So dan moet jy eers daar georiënteer word. Ek weet nie presies hoe dit gaan uitspeel nie. Al wat ek weet is, jou lewe hierdie kant van die hemel maak saak. As jy kan begin lewe met 'n ewigheidsperspektief dat my getrouheid, jou getrouheid, ons vrug, ons werke, ons rentmeesterskap, al daai goeders weeg swaar vir God. Dis vir hom belangrik. Prakties, kan jy dink, hoe het jy jou tyd gebruik? Hoe het jy jou tyd belê? Sien jy jou tyd as 'n belegging? Of is jou tyd maar net? Ek is nou moeg so, ek gaan nou vir 8 ure marathon TV kyk. Daai nuwe series op Netflix, ek gaan hom nou stamp. Of wat ook al. TV is nie die enigste ding. Jy kan verslaaf wees aan oefen. Meeste van die mense wil net sê, yes, well done, maar jy kan verslaaf wees aan verskeie goeders. Alles is nie noodwendig vir jou goed nie. Hoe het jy jou gawes gebruik? Dit wat God vir jou gegee het, waarmee jy vertrou het, jou persoonlikheid, jou talente, daai vermoëns, is dit in sy diens of is dit in jou eie diens? En ek hou van hierdie en hoe het jy jou invloed gebruik? Want sekere mense het baie invloed. Hulle het net die vermoë om ander mense saam met hulle iewers heen te vat. Hoe het jy jou invloed gebruik? Is dit om God se koninkryk te bevorder? Of is dit om jouself te bevorder? Vierde gedagte hier is, your good works of donating. Hierdie is seker elke dominee, elke pastoor se favorite ding om te kan sê. Your good works of donating money on earth will earn you treasures in heaven. Nee, dis verstaan ons predikers wat sê money, jy moet net geld gee. Kyk wat sê Matteus 6 vers 19 tot 20. Moenie vir julle hier op aarde skatte bymekaar maak waar mot en roes dit wegvreet en diewe inbreek en roof nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot en roes dit sal kan bykom nie en waar diewe nooit sal kan inbreek en roof nie. So ek wil vinnig net 'n minuut hier stil staan. Hierdie skrifgedeelte praat 100% oor geld. Maar hy praat nie net oor geld nie. Hy praat nie 100% net oor geld nie. Hy praat oor my en jou prioriteite in die lewe, die dinge wat ons wakker hou in die aande, die dinge waar ons besorgd is. Wat gaan ek eet? Wat gaan ek aantrek? Waar gaan ek bly? Eindelik kom Matteus 6 waar die Onse Vader geskryf is, wat alles gaan oor hoe belyn ons onsself, ons harte en ons gedagtes met God se koninkryk, om sê, hoe lyk jou prioriteite? Want God weet wat is prioriteite. Hy is die beste met prioriteite. Hy weet jy moet eet. Hy weet jy wil veilig wees. Hy weet jy wil jou kop kan neersit op 'n kussing en veiliger is. Hy weet wat jy moet aantrek. Hy weet alles van daai dinge. So, wat hy eintlik vir ons leer is, en jou geld is 'n indikasie van waar jou prioriteit is in die lewe. Dis eintlik wat Matteus 6 ook vir ons kom wys. Is dat as jy meer geplaas is om skatte op aarde bymekaar te maak, as om met 'n ewigheidsfokus te lewe, dan mis jy die boot. Dan mis jy die hart van dit. Ek dink daar is verseker meriete om te sê, as jy gee, sal God jou seën, maar dan het ek ook al die seer gesien van dit. Mense wat gee, maar hulle harte is ver van God af.
Hulle gee want hulle sis hulle gewetens. Hulle gee want hulle voel 'n bietjie beter. En dalk miskien as jy nou die pastoor of die dominee van die gemeente is, ek is net bly hy gee hier. Miskien moet jy vinnig net hierdie storie vertel. Ek weet nie of dit nou al lank raak nie, maar dit gaan oor 'n hondjie wat moes begrawe word. Ek weet nie of jy die storie ken nie. Die hondjie, hulle kom na die kerk toe. En hulle kom praat met die katholieke kerk en die katholieke kerk sê hulle gaan nie die hondjie begrawe nie. Hulle is nie gemaklik om 'n hondjie te begrawe nie. Nee. In elk geval, die man baie bedroef gaan toe nou na die naaste gereformeerde gemeente toe en hy kom na hulle toe en hy praat met hulle oor hierdie hondjie en die dominee is ook soos ek moet nou begrafnis hou vir 'n hondjie en hy's nie gemaklik. Hy soek net 'n rede om vir die man te sê en eintlik he lets him off gently en hy's baie nice met hom. Hy sê eintlik kan ons nie die hondjie begrawe nie. En hy sê hy weet nie meer wat om te doen nie, want hy het al oral probeer. Wie ook al hierdie hondjie gaan begrawe, gaan soos my erfporsie kry en dit is 10 miljoen rand. Wat hy sê, hoekom het jy nie gesê is 'n bekeerde hondjie nie? Ons begrawe hom môre. So, uit die aard van die saak, ons kan baie keer ons prioriteite op die verstaan, ek dink my hart van wat ek probeer sê is baie keer laat ons toe dat mense saai in gemeentes en ons weet hulle hart is ver van Here af. Dis ook nie gesond nie. Die beginsel is dit. God begeer dat ons prioriteite rondom hom gesentreer is. En ons lewens sal dit wys. Ons tyd, ons energie, ons gawes waar ons bly. Die 5de gedagte. Your lack of good works or worthless works. Met ander woorde, geen goeie werke nie, of die werke wat jy doen, maak eintlik nie saak nie, will cause you to suffer loss. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15. Daar kom egter 'n dag wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom, want die vuurtoets sal dit bekend maak. Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef of dit standhou. Mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word, maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly, alhoewel hulle self gered sal word. Hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit 'n brand gered word. Nou, ek weet nie of julle ooit hierdie mediese stories kyk nie, of miskien iets met 'n sinema soos 'n Chicago Fire of 'n ER20. Ek weet nie of julle ooit gesien het hoe lyk iemand wat naby wat net 'n brand oorleef het nie. Hulle het baie keer brandwonde, hulle het merke op hulle lewens. Soms is dit lyk hulle fyn, maar hulle longe het seer gekry. Hulle veg nog steeds. Julle verstaan die prentjie. Wat Paulus vir ons hier uitlig is nogals wild. Hy sê van ons gaan ons saligheid hê, ons gaan in die hemel wees, maar ons gaan lyk soos 'n persoon wat in die laaste oomblikke uit 'n brand uitgeruk word. Die beginsel is hierdie: moenie dink jou lewe hierdie kant van die hemel maak nie saak nie. Alles wat ons doen hierdie kant van die hemel gaan gemeet word, dit gaan geweeg word, dit gaan getoets word. En as jy getoets word en daar bly iets oor, dan sê God, wel gedaan, ek is tevrede met jou. As jy getoets word en daar bly niks oor nie, dan gaan jy nog verder skade ly. Ek gaan aan deel 4 sê, en hierdie gaan alles oor hoe dit gaan uitspeel en hoe dit gaan eindig, wanneer alles tot 'n einde kom. En ek kan vir julle sê, een van die kerneienskappe van die Nuwe Testament kerk, die kerk wat maak dat ons vandag Bybelskool bywoon en Jesus aanhang en nog steeds Bybel lees en ons lewens sentreer rondom 'n Christelike geloof, is as gevolg van die vroeë Christene wat anders was, wat onder baie moeilike omstandighede gekies het om anders te wees, anders as heilig, om nader aan God te leef. Hulle het gelewe met 'n sekerheid dat Christus is die persoon wat uit die dood het opgestaan het, en hulle het gelewe met 'n sekerheid en 'n hoop dat hy gaan terugkom. Daai twee elemente, dat hy is wie hy sê hy is, en hy het uit die dood uit opgestaan, en hulle het gelewe met 'n sterk oortuiging dat Jesus gaan weer terugkom. So ek kan jou vinnig net, daar waar jy inskakel aanlyn en julle wat hier sit, net vir 'n oomblik te dink, waar is jou oortuiging? Jy weet dalk jy's gered, jy's gemaklik, jy weet jy gaan hemel toe, maar as jy opgewonde oor die wete en die vertroue dat Jesus gaan terugkom, dalk in ons leeftyd, maar eendag. Want dit is 'n kenmerk van die vroeë kerk. Dit is 'n kenmerk wat die vroeë kerk so
sterk gemaak het. Die mooi Engelse woord daarvoor is resilient. Afrikaans is veerkragtig. Hulle kon dinge deurstaan en weerstaan en staande bly. Dis in Matteus 16 vers 27 wat Matteus skryf. Hy sê ek, die seun van die mens, dis nou Jesus wat praat, sal inderdaad kom, vergesel van God se engele. Ek sal met die heerlikheid van my Vader bekleed wees en ek sal almal oordeel volgens hulle dade. Jesus wat baie keer verkondig word as hierdie mak lammetjie wat net saggies met almal werk. En vandag in die media, as jy, ek weet nie hoe lyk jou Facebook feed nie en waarna kyk jy miskien op YouTube nie, maar elke tweede persoon wat eintlik rebels lewe en dan nog ook sê hulle is 'n Christen, het heeltemal 'n ander idee van wie Jesus is. Ek dink nie hulle lees ooit hierdie vers nie. Jesus is net maklammetjie Jesus, maar hy is ook die leeu van Juda. Hy is die een wat gaan kom en hy gaan kom oordeel oor ons lewens. Hy sal elkeen oordeel volgens hulle dade. So, eerste gedagte hier is, the primary bestowal of earned rewards occurs at the second coming, not now. As jy nou die resultate wil sien, as jy nou die kroon wil hê, as jy nou alles wil hê, dan het jy 'n wantoepassing of 'n wanbegrip van waarmee is God besig. Daai reward, daai beloning, is eers wanneer jy die dag by Jesus is. En wanneer hy terugkom en dan oordeel vel oor alles, dan gaan hy, as ek hierdie skrif letterlik moet opneem, dan dink ek daar's mense nou in die hemel, siele nou in die hemel, wat nog nie al gekry het, wat hulle nog gaan kry nie, want God het nog nie, Jesus sy seun het nog nie teruggekom. Die tweede gedagte is, the Lord will reward you personally, because your good works were for Him. As jy doen wat jy doen vir hom, terug na die Korinte skrifgedeelte, doen alles tot eer van God, dan is jou motivering, jou agenda, en ek dink hier is die woord agenda 'n pypwoord om te gebruik. Wat is jou agenda? My agenda is om God te verheerlik. Dis my agenda. Dis my modus operandus, dis my strategie, dis my beweegrede. Dan sal God vir jou beloon. Derde gedagte is, the life you choose to live, whether for Christ or yourself, is enorm. Dit is enorm. Ek maak soms besluite en ek belê geld op 'n sekere manier, as ek sê belê, spandeer is 'n beter woord. Dis nie belê nie, spandeer is die regte woord. Spandeer soms geld op sekere goederes, en as jy mooi daaroor dink, en dink ek soos, hierdie was 150% net verretief. En dan dink jy soos, ja, ek weet nie, dan worstel mense met hierdie. So, vierde gedagte is, the life on earth is God's proving ground, whether you prove to be faithful. Hierdie is 'n diep stelling. In die begin het ek gesê, net soos 'n onderwyser terugstaan, hulle het nou belê en geleer en belê en geleer, en nou is dit eksamentyd, nou staan hulle terug, hulle bly doodstil, want daar moet nou getoets word. Die lewe hierdie kant van die hemel is hoe ons getoets word of ons geloof sterk is of nie. Elke toets waardeur jy gaan, toets jou geloof. Dit toets of daar iets is om te kan wys. En dis wonderlik. In sport, as jy tyd insit en jy belê in die kuns van een of ander beweging of een of ander spesifieke uitkoms, wanneer jy dit oor en oor reg kry, iemand kan sê, jy is 'n fantastiese atleet. Min mense weet dat daai atleet het al ure en ure en ure en nog ure ingesit. Net om te kan goed wees in wat hulle doen. Dan staan ons baie keer, ons klap hande en sê, yes, great. Maar jy het nog nie belê soos daai persoon belê het nie. Hierdie kant van die hemel is God heeltyd besig om ons. Dus kyk gou wat sê Matteus 25 vers 19 tot 21. Na 'n lang tyd het daardie slawe se eienaar van sy reis teruggekeer en hulle gevra om te rapporteer wat hulle met sy geld gedoen het. Miskien net daar stop vir 'n oomblik. Hierdie gedeelte, hierdie storie gaan eintlik oor Jesus wat gegaan het om 'n koninkryk te vestig en dan weer gaan terugkom. Dis een mooi verhaal om te praat van Jesus het gesterf en opgestaan uit die dode, hy sit vandag aan die regterkant van die Vader en gaan iewers terugkom. Dis die storie. Dis sy storie van hy het vir ons verlossing bewerk en hy gaan terugkom. En dan wanneer hy gaan terugkom, gaan hy vra vir die receipts. As ek dit op 'n ander manier kan sê. Kyk gou wat sê vers 20. Die slaaf wat die 5 goue muntstukke ontvang het, verskyn toe voor hom en bring die 5 ekstra goue muntstukke saam. Met ander woorde, hy het 5 gehad, hy het nou meer, hy het nou 10, hy het gewoeker.
Meneer, sê hy, u het vir my 5 goue muntstukke gegee, kyk, ek het die bedrag verdubbel. Die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy is 'n voortreffelike slaaf. Ek dink die woord slaaf maak meeste mense so. Dienskneg, dienaar kan jy ook te inwerk as jy nou nie hou van die woord slaaf nie. Maar as jy weet jy is 'n slaaf tot geregtigheid, is dit 'n beter posisie om in te neem. In elk geval, die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy is 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staat maak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys, daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees. Nou as ek reeds gesê het, hierdie gelykenis, hierdie metafoor, hierdie tipologie, wat ook al woord jy wil gebruik om te omskryf, praat van wanneer Jesus gaan terugkom, en dan sê hy, oor baie was jy getrou, oor meer gaan ek jou getrou stel. Dit praat nie van 'n beloning hierdie kant van die hemel nie. Ek dink daar is iets om te kan sê van hoe jy wandel hierdie kant van die hemel. God kan jou invloedssfeer vergroot, hy kan dit vermeerder, hy kan vir jou meer gee en meer gee, want jy werk mooi. Maar ek dink hierdie het meer te doen met wat ons nou gesê het, dat daar is 'n dag wat Jesus gaan terugkom. En dan gaan ons meer, beteken dit in die hemel, is daar rang? Ek is nie altyd seker nie. My kop is bietjie plat daar. Maar ek weet dat die skrif leer vir my, dat God sê, hoe jy werk hierdie kant van die hemel, en hoe jy woeker en waarmee jy woeker is vir hom belangrik. Daar gaan beloning wees. As jy die stuk verder gaan lees in konteks, ek jy aanmoedig om dit te gaan lees, die hele Matteus 25, sê hy ook, vir hulle wat nie gewoeker het nie, was daar reperkusies. 5de gedagte, voordat ons afsluit. The life you live determines your eternity. Faith for heaven, works for reward. Hoe ek in jy lewe? Met die ewigheidsbeginsel, met die ewigheidsperspektief, geloof in Christus, gee vir ons toegang tot die hemel. Maar ons werke gee vir ons toegang tot beloning. Ek weet nie hoe voel dit vir jou om te dink dat hoe ons arbei hierdie kant van die hemel maak werklik vir God saak nie. Soms staan ons terug en ons kyk, jy's maar my omstandighede so sleg. Dinge wat met my al gebeur het is so onregverdig, maar as ons begryp dat God is in alles, dan moet jy ook vir jouself vra, waarmee is God besig? En as jy weet dat God is besig, want hy is lief vir jou, hy gee om vir jou, hy wil sy karakter vir jou wys. Ek weet, ek kan nou nog 'n uur praat, en ons kan gaan in die kompleksiteit van hierdie stelling, ons kan gaan in die nuances daarvan, en die grys daarvan. Maar geliefde, ek wil vir jou sê dat die Bybel leer vir ons alles werk ten goeie mee vir die wat Jesus lief het. En as ek jy kan leer om hom lief te hê, dan maak die dinge wat met ons gebeur, en hoe dinge gebeur, en waardeur ons gaan, dit maak meer sin. Ons raak meer geduldig, kalmer, ons staan terug, daar's meer geduld in hoe ons situasies beleef en interpreteer. Wie van julle weet, dat as jy iets beleef, en jy's kalm, en jy's rustig, en jy staan 'n bietjie terug, jy hanteer dit beter. Is dit so nie? Dink dit in konflik. As jy nie alles sê wat jy dink nie, as ons net kan leer om so 'n bietjie terug te staan, te sê, waarmee is God nou besig? Raai wat gebeur, onder andere die duiwel kry nie krediet vir alles nie. God kry krediet vir alles. Jy soek God in die situasie. Hoekom het dit gebeur? Hoekom het daai belegging nie deurgegaan nie? Hoekom het daai hoekom het daai deal, daai kontrak, hoekom het daai kontrak nie deurgegaan nie? Hoekom het daai werk waarvoor ek aansoek gedoen het nie uitgewerk nie? En dan gaan die jare verby. En dan kyk jy dalk terug en sê, is daai maatskappy het gevou? Of en in die oomblik is dit so moeilik om te sien, want weer eens, as ons aan die wingerd staan, en ons sien die blare, en ons sien die druiwe, ons sien net hier, maar God sien die hele wingerd. En hy weet dat al die druiwe gaan bydra tot die oes. Wanneer ek en jy daar hang aan daai loot, hang aan daai tak, ons moet net probeer om die beste druif te wees, wat ons kan wees. Ek sluit hiermee af. Ons gevolgtrekking, Openbaring 22 vers 12 tot 13 sê, Jesus sê, kyk, ek kom gou. Prys die Here. Hy kom gou. My loon kom saam met my om almal te beloon volgens wat hulle gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Daai is nogal 'n titel. Daai is 'n verklaring van gesag. En ek en jy as gelowige wat hierdie lees en Jesus se woorde hoor, moet eintlik die weet hê dat in hom is ek veilig. In hom maak die lewe sin, al voel dit nie altyd so nie. Hy is die een wat al die krag het, al die mag het,
Kom ek nou gesê het, ons moet ook leer om minder die duiwel die krediet te gee vir dinge, net te sê, God, waarmee is U besig? Wat is U besig om te vorm in my lewe? Dan raak dit makliker, dit raak definitief beter, nie gemakliker nie, maar verseker beter. Ek hoop dat vanaand se les het vir jou 'n paar dinge gewys, dalk vir jou losgemaak en hopelik nuuskierig gemaak oor wat lê vir ons voor. Ons het vanaand gekyk oor waarmee is God besig in ons lewens en ons het gesien, ons kan hom ken, hy is nie onverstaanbaar nie. Hy is nouliks betrokke in ons lewens. Ons weet ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan en ons kan sê, Jesus, wys vir ons waarmee is U besig. En ons het ook gesien dat waarmee hy besig is, vorm ons tot sy karakter en hoe ek en jy lewe hierdie kant van die hemel, maak verseker saak. Dit dra enorme gewig. In die volgende 7 lesse gaan ons spesifiek kyk in detail. Hoe werk God met ons? Waar werk hy met ons? Wanneer ek en jy getrou is, hoe lyk dit? Wanneer ons ontrou is, hoe lyk dit? Wanneer ons daarbo is, hoe werk hy met ons? As ons daaronder is, hoe werk hy met ons? Hy werk met ons in elke seisoen. Maar die mooie is, ons gaan leer om lewens te lewe van absolute getrouheid en lewens wat saak maak en impak het. Ek hoop vanaand se les het jou gebless, dit leer jou. Sien julle weer volgende week. Gaan in vrede. Totsiens. As jy saam met ons gebly het tot aan die einde en hierdie kursus was vir jou sinvol, weer eens reik uit na ons by info@beleef.org.za vir meer inligting. Weer eens, jy kan inskakel enige plek, enige tyd uit die gemak van jou huis. Los dalk vir ons 'n kommentaar om wat jy wys geraak het na vandag se lesing of dit vir jou goed was. Ek hoop om jou deel te sien van ons Bybelskool. Gaan in vrede, julle. Totsiens.